Mense, goeiemôre. Welkom by Koffietyd hier by die Rots, saam met my Frik Weideman. Mense, vanoggend wil ek met jou praat oor 'n onderwerp wat al met my gebeur het, 'n paar keer in my lewe. Dalk gebeur dit nou met jou. Dan is hierdie boodskap in seisoen. Dit het al miskien met jou gebeur. En die afgelope 2 weke praat ek met mense wat tans deur dit is. So Frik, wat is dit wat jy vanoggend met ons wil deel? Ek wil met jou praat oor mislukking. En ek besef vanoggend dat mislukking, wat almal van ons al op 'n stadium beleef en ervaar het, bepaal nie jou bestemming nie. Jou reaksie, hoe jy reageer op mislukking, dit bepaal jou bestemming. Hoor gou wat sê die woord. Die woord sê in Spreuke 15:22. Hy sê, waar daar nie beraadslaging is nie, slaag die planne nie. Dit slaag wanneer jy jou omsingel met baie raadgewers. Dit beteken, praat met mense. Voordat jy weer 'n transaksie aangaan, voordat jy weer in 'n besigheid staan, of iets wil uitdink, of iets wil, wat sê die manne altyd, kom ons skiem, kom ons dink so bietjie, kom ons hou 'n dinkskram oor die volgende. En mense, ek het al baie in my lewe, het ek al duur lesse betaal. Inteendeel, ek dra nou nog letsels van die mislukkings wat ek beleef en ervaar het, omdat ek my eie kop gevolg het. Ek het gedink, ek is alwetend. Ek bedoel, ek is 25 jaar, was ek rekenmeester gewees, en ek het gedink, ek weet alles. En toe kom ek agter, ek weet nie alles nie. Ek moet my omsingel met mense wat besluite kan neem, mense wat my kan help, mense wat in hierdie spesifieke domein funksioneer. Nader hulle, omsingel jou met mense met baie raadgewers, dan sal jou planne uitgevoer word. Ek dra vandag nog die letsels. Ek sukkel nog met daai gedagtelyne oor wat gebeur het. Ek bou nog die shield om my, om nie weer seer te kry om dit of dat te doen nie. En dis die effek van 'n mislukking. Maar my bestemming word bepaal deur my reaksie, hoe ek my mislukkings hanteer. Iemand wat iets probeer doen, 'n nuwe besigheid begin, of iets wil promoveer, of wat ook al die geval mag wees, is iemand wat alreeds mislukkings ervaar het. Want as jy niks wil doen nie, dan gaan daar niks gebeur nie. So iemand wat iets wil doen, het al iets gedoen en heel waarskynlik misluk. Dis so. Mense, ek het al, en ek sê dit weer, al baie misluk. Maar wat doen ek? Wat is my planne? Wat is my reaksie? Wat is my doen en late na 'n mislukking? Dis belangrik. Met ander woorde, as ek geval het en ek het verloor en ek het seer gekry en ek is kwaad en ek is teleurgesteld, wat doen ek daarna? Dis 'n belangrike vraag hier by Koffietyd, want dit bepaal my bestemming. Ons hoor altyd van die suksesverhale. En ons hoor altyd van die, wow, dis amazing, jy doen goed en dit gebeur met jou en ek sien die vooruitgang. Maar min mense praat eintlik oor die slapelose nagte. Die trane in die shower, die swak besluite, die disfunksionaliteit, die duur lesse. As ek vandag my klere so uittrek, die letsels. Min mense praat daaroor. Almal praat net, nee wat, ek het 'n moeilike tyd, of ons omseil basies maar net die onderwerp. En ek in my persoonlike lewe het duur lesse al betaal, maar weet jy wat, in my mislukkings, en ek sit meervoudsvorm, want ek het al 'n paar, en dit het my teruggesit in my lewe. En die oomblik toe ek Spreuke 15:22 begin uitleef, en ek omsingel my met besluitnemers. Nie iemand wat my vertel wat ek wil hoor nie. Iemand wat vir my die waarheid vertel. Iemand wat my vertel wat ek moet hoor. Het Abba gekom in my lewe en het my kom fast forward. En ek het ook besluit, maar Abba, ek wil nie meer daai hoogmoed, daai trotsheid, die alwetendheid wil ek openbaar nie, want jy kry dit. Jy kry dit. In Spreuke 15 hy sê, waar daar nie beraadslaging is nie, moet jy weet, jy stel jou oop vir 'n mislukking, jou planne sal nie slaag nie. Weet jy wat sê trots? Trots sê, ek sal self regkom. Trots sê, ek het niemand nodig nie. Man, ek is outer in my bestaan, ek kan maak en doen wat ek wil. Wie wat sê wysheid? Wysheid sê, praat met iemand wat hierdie pad
gestap het. Praat met daai persoon. Hoe het jy gereageer in jou mislukking? Hoe het jy weer opgestaan? Waar het jy die guts gekry om weer op te staan? En ek sê weer, mislukkings het in my lewe my karakter kom openbaar. Nie suksesse nie. Suksesse dan is dit great en jy klap hande, jy gaan nie deur trials en tribulations nie. Maar mislukkings, my maat, dit bepaal eintlik wie ek werklik is. Dit het eintlik my kom wys wie ek is. En ek het toe besef, maar ek is toe after all nie gedink het wie ek is nie. So ek wil vandag hier by koffietyd wil ek jou bemoedig om vir jou te sê dat mislukkings bepaal nie jou bestemming nie. Jou reaksie op mislukking bepaal jou bestemming. En as jy misluk het, staan op soos Dawid, te sê, Abba, ek het gesondig. Moenie jou personeel blameer. Moenie jou kliënte blameer nie. Moenie jou vrou blameer nie. Moenie jou kinders, moenie jou huishoudelike omstandighede blameer vir jou mislukking wat jy beleef het nie. Sê, ek is die oorsaak. Sê, ek het verkeerd opgetree. Ek het gedink ek het reg opgetree, maar ek het nie. Sê, erken dit. Iemand wat dit nie wil erken nie, het nog trots. Dan is jou reaksie op mislukking verkeerd. Dit is baie belangrik en ek het maandag in my bakkie boodskap toe sê ek, mense is so gefokus op hulle image, op hulle reputasie. Die wêreld moet dink, hierdie is die beste na streepies tandepasta. Maar ons karakters is nie in lyn met Jahwe die Almagtige nie. Jy kan in die publiek kan jy een persoon wees, jy kan joviaal wees en almal hou van jou en almal groet jou en almal is lief vir jou, maar by die huis waar niemand jou sien nie, is jy 'n ander persoon. Dis 'n karakterprobleem. So ek noem dit net terwille van hierdie boodskap en soms mense kos foute ons baie duur. Mislukkings kos geld. En uiteraard, soos ek gesê het, in my lewe, ek dra nog die letsels van sekere mislukkings wat ek gedoen het in my lewe. En sommige mislukkings en swak besluite, dit kos geld. En nou kom Spreek en hy sê, ouens, voordat julle weer iets doen, voordat julle weer 'n keer seer kry. Hoeveel keer stamp 'n donkie sy kop? Een keer, hy gaan dit nie 2 keer nie. Hoeveel keer het Frikkel sy kop gestamp? Baie. So wat ek by implikasie wil sê is dat 'n donkie is slimmer as wat ek is. Anyway, want dit kos geld. Dit los letsels. Kry mense, bou mense om jou wat ondersteunend is, wat jou vertel wat jy moet hoor. En moenie te slim wees vir jouself nie. Hoor en luister. Wie wat besef ek hier by koffietyd? Baie mense kan mislukkings hanteer, maar nie sukses nie. Och mense, ek het al in my lewe gesien, waar iemand iets begin bou en as hulle nederig, hulle is afhanklik, hulle is dankbaar, totdat daai sukses in hulle deur kom klop, dan hanteer hulle dit glad nie, hulle verander so. Hulle persoonlikheid verander, hulle woorde verander, hulle optrede verander, jy sien die hoogmoed wat drup. Nou sê ek, baie mense kan mislukkings hanteer, maar nie sukses nie, want hulle weet nie hoe nie, want hulle verander. Sukses maak mense om te sê, maar ek het dit gemaak. Ek het dit gemaak. Wow, dis wat ek bereik het. Dis die gees van Nebukadneser. Jy sal gras vreet vir 7 jaar, soos wat Nebukadneser gras gevreet het soos 'n bees. Wanneer sukses behaal het, dan hou ons op luister. Ons hou op bid. Ons hou op glo, want ek is outer en ek het groot geword en ek kan my eie besluite neem. En ons hou op leer. Mislukking vorm ons karakter. Dit is wat gebeur. En hier by koffietyd wil ek vandag vir jou sê, en ek wil dit weer herhaal, dat mislukking bepaal nie jou bestemming nie. Jou reaksie op mislukking bepaal jou bestemming. Dis vandag koffietyd. Volgende week se koffietyd gaan ek met jou praat oor hoe reageer ek? Wat moet ek doen nadat ek mislukking ervaar en beleef het? Wat is die eienskappe? Waarna moet ek kyk? Wat moet ek doen om my te help dat dit nie weer 'n keer sal gebeur in my lewe nie? Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was vandag. Koffietyd hier by die rots op die plaas te Kuilen. En dankie dat ek dit met jou kon deel en dat ek ook my hart met jou kon deel oor wat met my gebeur en
waardeur ek gegaan het in my lewe in terme van mislukking. En ek het net besluit, weet jy wat, ek gaan opstaan. Ek gaan opstaan elke keer, vermenigvuldig is die aanvalle op die regverdige, maar uit elke een word ons uitgehelp, uitgered deur Jothai-Wafai, die Almagtige. Mense, baie dankie. Volgende keer koffietyd, moenie misloop nie. Hoe reageer ek wanneer ek geval het en wat moet ek doen wanneer ek mislukking beleef en ervaar het? Shalom, Frik Weideman, by die rots van die plaas te Kuilen. Vrede vir jou.